Afrikaans moet 'n standaard hê. Maar ek dink die variëteite kan eintlik die standaard voed. En ons moet voortdurend kyk na nuwe maniere van hoe lyk die Afrikaanse leefwêreld en hoe mense omgang met die taal. Ek was baie bevoorreg geweest om by destydse professor Johan Kombrink Afrikaans te hê, morfologie was sy vak geweest. En hy het vir ons voortdurend herinner dat vandag se vernakulêr se omgangstaal is môre standaardtaal. So daai Neville Alexander praat van die gebruik die metafoor van die gariep. So jy het die hoofstroom met al die sytakke. Van die sytakkies het droog geloop en so, maar hy sytakke voed natuurlik. So dis belangrik dat die taal voortdurend gevoed word. En wat die standaard gestandaardiseerde variëteit ook daar is, jy weet daar is 'n wesenlike invloede op mekaar en op hoe ons omgaan met die taal. En dis hoekom die woordespel dis voortdurend aangepas word en woorde soos aware en punankies begin insluit en dit raak deel van vandag se omgangstaal, nee. 'n groot behoefte wat ons geïdentifiseer is dat mense wil eintlik praat met mekaar. Ons was so lank geskei geweest en ons glo die monument is besig om 'n unieke kontaksone te word waar mense met uiteenlopende sienings besig is om die ruimtes op te eis. Of jy nou 'n eerste taalspreker is, 'n tweede taalspreker is, 'n derde taalspreker is, of jy die variëteit praat van Kaaps, Muslim Afrikaans, Oosgrens Afrikaans, Gariep of Oranje-rivier Afrikaans, jy weet, daar's 'n plekkie vir almal. So deur ons programme probeer ons 'n ruimte skep wat mense hopelik kan tuis voel. En ons besef ook dat ons dien 'n diverse, ons kan nooit almal tevrede stel nie, maar ons probeer daai unieke kontaksone wees waar mense kan sê ek kan myself wees. Ek kan myself wees en hier kan ek my eie perspektief en sienings bring.